Die Kokerboomwoud is geleë hier op die plaas Garriganus, so 13 km noordoos van Keetmanshoop. Ons is bevoorreg om dit te hê, op te pas. Groot bekommernis oor al die stof van die voertuie op die pad, baie bome versmoor. Ons sal graag iets daaraan wil gedoen hê, omdat daar alreeds nog 'n substasie in beplanning is, solar plant. Al die voertuie, al die stof wat hier verby beweeg, is dodelik vir die bome. Vele vertoe, niks gebeur nie. Ongelukkig. Ons sal regtig waar wil sien dat of die pad moet geteer word of 'n ander toegang van die B1 af na die substasies, solar plant toe aangelê moet word. Ja. Wat bied die Kokerboomwoud? Okay, die Kokerboomwoud is baie bekend, baie populêr vir nagfotografie deesdae, veral onder die Europese en die Oosterse mense, Asiate. Dan natuurlik dagfoto's. Dit gaan alles oor fotografie. Ja. Baie populêre plant, beskermde plant, maar ek dink ook bedreig in die een sin as gevolg van die droogtes en van die stof. Ons doen wat ons kan om dit te beskerm. Dit is deel van die plaas, dit is privaat. Daarom is daar beheerde ingang of toegang na die woud en na die Giants Playground. Ons beheer dit. So ons probeer al twee kante kyk, vir die toeristekant iets aanbied, want dit is 'n groot trekpleister vir die suide en vir die hele land. En dan natuurlik om dit te bly bewaar vir ons nageslag. Bied u akkommodasie hierin? Ja, ons het drie opsies. Kampeerplek, waar die mense vir hulle self sorg. Dan het ons akkommodasie self-catering, selfsorg, waar hulle vir hulle self kos maak. En dan 'n opsie vir die mense wat binne slaap kan by ons eet ook. Ja. In terme van toegangsfooie, vertel vir ons bietjie. R120 per kop. Dan kan hy woud toe gaan, Giants Playground toe gaan. As hy 5 uur hier is, kan hy die cheetahs ook kyk. Hy gee ons cheetahs kos. Dis die ander deel van die bewaring wat ons het. Ja. So ons probeer almal akkommodeer. Hoeveel bome het u ongeveer hier in die woud? Baie moeilike ene. Wanneer klas jy dit as 'n boom, hoe groot? 30 cm, 2 cm, maar so 200-300 bome, maar laas jaar het ons baie bome verloor as gevolg van hierdie stof. Ja. As jy self daar kyk, as jy daar ry na Giants Playground se kant kyk, die eerste 50 meter links en regs van die pad is waar die bome doodgaan. Ja. Direkte invloed van die stof daar. Niemand kan daar oorstry nie. En ongelukkig word daar niks daaromtrent gedoen. Hoe oud is hierdie bome? Die oudste ene hier by u? Baie moeilik om te sê. Die eerste of opgetekende goed sien ek by Stellenbosch Universiteit. Is in die 40 jare alreeds gedoen. Stellenbosch Universiteit kom nog so dan en wanneer om te sien hoe oud haal die bome. Baie moeilik om 'n ouderdom te bepaal, want daar is nie definitiewe jaringe nie. Dit is veselagtig binnekant, so hy maak basies 'n groeiring. En jy weet mos nou in die suide is die reën mos nou nie so elke jaar definitief nie, of baie min. Dan stagneer die boom, veral kritiek vir die klein boontjies om te oorleef. Groter bome het die storingskapasiteit en natuurlik nog die klipankering is essensieel teen die winde. Ja. Dit is waarom jy dit maar meer op hierdie dolerietgesteente sien hier in die hele omgewing, nie net by ons nie, maar dit is 'n unieke boom van die suide vir die suide. Daar sê. In terme van die cheetahs, hoeveel het julle? Ons het net 2 katte, 2 cheetahs, 2 mannetjies, 2 broers. Hulle is al 16 jaar oud. Ouers is wesies gekry by ander plekke toe dit nog maar met 'n permit. Deesdae ongelukkig is ek baie uitgesproke daaroor, geen bewaring van die regering se kant nie. Gelukkig het Nakusi 'n redelike deurbraak gemaak vir die bewaring vir diere wat hulle nie self kan help nie. So blykbaar terug na die 2012 wetgewing, want die laaste wetgewing wat hulle op ons probeer afdwing het is totaal onkonstitusioneel. So ek hoop die minister wat daarmee werk se oë gaan oop en sien waarna toe dit gaan. Daar is bitter min wat vir die diere se oorlewing gedoen mag word. Die departement wil almal toesluit en dikteer, alhoewel hulle geen kennis het wat op die grond aangaan nie.
So, minimum kennis. okay. So die bewaring vir alle diere van 'n muis tot 'n olifant sal definitief groot aandag moet kry. The Giants Playground. Wat kan 'n mens daar te sien kry? Dis 'n baie interessante geologiese gebied. Is dolerietgesteentes. So jy kan 'n bietjie hier rondkyk. Ons het 'n paar foto's en 'n paar verklaringe daarin. So in hierdie area, ek het hier as kind groot geword. Dit was op ons buurplaas. Eendag het ons die plaas in 1990 gekoop, die plaas Kariganus. Met hierdie wonder op sonder dat dit ontwikkel was. Ek het daar deurgeloop en gesien hier is potensiaal en ek het dit geontwikkel vir die mense vir 'n staproete. En natuurlik bietjie geologiese waarde of aanvoeling wat 'n mens daar kry. Ja. En dan die stilte wat daar is. As dit vroeg en laat as jy gaan, dan sien jy hoe klein is die mens in vergelyking met die skepping. Wat sal die boodskap vir Namibiërs wees? Die Namibiërs, ons het 'n mooi land. Pas hom op. So maklik soos dit. Ons is dankbaar vir elke toerist wat daar kom, maar daar moet ook iets teruggeploeg word vir die bewaring van ons hulpbronne en vir die besienswaardighede.